Geliefdes, dit is ons voorreg om hier saam te wees. My vriend se naam is Sybrand Koekemoer en my naam is Werner Eiselen en ons bied vir julle hierdie gesondheidsreeks aan genaamd Voorslag. Ons het klaar gepraat oor die V oefening, die V vir voeding, die O vir onthouding en nou gaan ons praat oor die ander O wat oefening is. Oefening. So, as mens oefen, is daar so baie verskillende voordele wat 'n mens kan kry daarvan. Daar's so baie verskillende tipes oefening wat daar mag wees, maar net so is daar voordele vir die mens se liggaam. As daar een ding is wat u wil doen om u gesondheid te verbeter, net een ding, dan sal oefening dit wees. Dit maak nie saak van al die ander goeters wat mens mag probeer, maar oefening is nommer 1. Voordat ek probeer om my dieet te verander, voordat ek nou een of ander pilletjie wil kry by die apteek, dan oefening is die ding. Dit help dat ons beter kan onthou, want dit stuur meer bloed deur ons brein. Hoe meer ons oefen, hoe minder is die kans wat ons ietsie kry soos Alzheimer's siekte, van waar mense vergeet. Dit gaan baie beter gaan as mens oefen. Mens kry dan ook nuwe breinselle terwyl mens oefen. Jou bloeddruk daal. Jou hart is sterker. Jou vetpersentasie word minder. Jy's meer beweeglik en sterker ook. Ons het 'n manier deur oefening om van spanning ontslae te raak. Ons word minder siek as ons fikser en sterk is. Ons beendere is sterker. Jou skelet in jou liggaam is sterker en jy het minder kans om bene te breek. Jy slaap beter en dit kan ek baie beslis van getuig. Jou hele liggaam, alles in jou liggaam is net beter wanneer mens oefen. Iemand sal nou vir my sê, Werner, maar ek het nog nooit geoefen nie. Wat moet ek nou doen? Wel, daar's iets wat baie eenvoudig is, wat omtrent almal kan doen, en dit is om te stap. As ek net vir 'n halfuur stap, 3 of 4 keer in 'n week, gaan ek onmiddellik begin om 'n voordeel daarvan te kry. Maar of ek nou besluit om te gaan stap, of draf, of swem, of fietsry, of perdry, of touspring, of wat dit ook al mag wees, dan moet ek net lig begin. Ek moet stadig begin. Nie onmiddellik inval teen 100 km/h, want dan gaan ek net 'n besering opdoen. So begin stadig. Luister na u liggaam. En dan soos ek oefen, dan bou ek dit so 'n klein bietjie op, en dan bou ek dit 'n klein bietjie op. Aanvanklik gaan my liggaam vir my sê, hoor hier, ek wil niks hiervan doen nie. Maar dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van pyn. As daar pyn is, stop. Maar terwyl ek kan oefen, en dan volgende dag 'n bietjie meer, volgende dag 'n bietjie swaarder, die dag daarna 'n bietjie vinniger, en dan so bou ons onsself die heeltyd op. Mense het nie nodig om baie geld te bestee vir hierdie nie. As ons nie sterk genoeg is om byvoorbeeld opstote te doen, push-ups, van die grond af nie, dan kan ons dit doen teen 'n muur. Of ons kan dit doen teen 'n tafel. Daar's dus altyd maniere van hoe ons kan werk om ons uitdagings. Ons moet ook net onthou dat ons 1 keer 'n week moet rus. Dit beteken nie dat mens nie op daai dag nie kan oefen nie, maar wat ek bedoel is, dat gee net vir mense liggame blaaskans. Ek moet nie elke dag my arms oefen nie.
Ek moet nie elke dag besig wees om 10 km te draf nie. Ek kan elke nou en dan vat 'n blaaskans, gee die liggaam 'n kans om te herstel en dan kan ons daarna weer voortgaan. Maar as ons aanhou oefen, dan sal dit net tot ons voordeel strek. Kry sommer 'n maatjie en doen dit saam met hulle. En 'n goeie aanduiding, as jy nou net besig is om te begin met oefening, stap saam met 'n vriend, of gaan draf saam met 'n vriend, en terwyl u in staat is om gesprek te voer met hulle, al is jy bietjie uitasem, dan weet jy oefen op die regte tempo. As jy so hard oefen, dat jy net blaas en kan nie praat nie, dis miskien bietjie kwaai. Begin stadig. As jy reeds besig is om te oefen, ek wil vir jy aanmoedig, hou so aan. Dit sal vir jy net tot voordeel strek. En soos ons dan deur hierdie program gaan, sal ons sien dat ons net gesonder gaan word. Ons eet reg met ons voeding, ons vermy wat sleg is met onthouding, en ons oefen, ons gebruik die liggaam wat God vir ons gegee het. Mag u geseënd wees terwyl u dit doen.